Nou kyk ons na die KGV en die GGD. Nou, die metode wat ek julle nou gaan wys is reg, dis nie verkeerd nie. Ek sal verkies dat julle eintlik die metode doen waar ons die priemgetalle gebruik, maar julle sukkel te veel daarmee, so dan leer ons eerder dit in die geval so. KGV staan vir kleinste gemene veelvoud. Nou om dit reg te kry, moet ek die veelvoude gebruik. So kom ons doen net eers hierdie ene. Ek vra vir jou, kry vir my die KGV van 9 en 12. Dan moet jy begin deur die veelvoude vir my te skryf. OK, so die veelvoude is dan 9. Wag, het ek net beter. So die veelvoude van 9 is dan 9. Ek gaan nie al die punte kommas maak, dit gaan my te lank vat. 9 18 27 36 45 en 54. Kom ons stop eers daar. Veelvoude van 12 is dan 12 24. Ons kyk daai nou mooier. 24 36 48. Nou ek kan nog aangaan, maar hoekom wil ek nou aangaan? Hulle soek die kleinste gemene veelvoud. So dit beteken die kleinste veelvoud wat al twee deel. So dis 9, daar's nie 9 nie, so is nie hy nie. 18, daar's nie 18 nie. 27, nee, daar is nie. Daar's 36, is daar 36? Ja. So my kleinste gemene veelvoud is dan 36 en onthou jy kan nie net vir my dit doen nie, daai is 'n metode. Jy moet vir my skryf. KGV is 36. OK, so dit is nou hoe jy daai ene gaan doen. Nou gaan ons oor na die GGD toe. Nou die GGD is grootste gemene deler. En hierso praat ons dan nou van faktore. So kom ons werk al die faktore uit. So faktore van 16 is dan nou, onthou wat ek julle geleer het, 1 gaan daarin en 16 gaan daarin. Dan natuurlik gaan die helfte daarvan van 16 gaan daarin, 8. Die helfte van 4 gaan daarin en dan 2. OK, so 1, 2, 4, 8, 16. In jou toets skryf jy dit mos dan net netjies in. Werk dit eers uit op skrap en dan skryf jy dit in jou toets. So 1 gaan in 24 in, 24 gaan natuurlik in 24 in. Die helfte van 24 dan kyk jy nou verder tussen 1 en 12. OK, so 2 gaan natuurlik daarin gaan en 3, 12, so 3 gaan daarin gaan. As 3 daarin gaan, dan gaan 6 ook daarin gaan. Dan 4, 8, 12, ja, 4 gaan daarin. En as 8 gaan ook daarin. OK, so syne is dan 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 en 24. Nou, waar daai ene gevra het vir die kleinste veelvoud, vra die ene vir die grootste gemene deler. So dit beteken ek soek die grootste getal wat in albei kan indeel. En dit sal dan my 8 wees, want daar's nie 'n 16 nie. En dan natuurlik moet jy dan gaan skryf GGD is gelyk aan 8. Hierso is dan vir jou 'n paar somme wat jy op jou eie kan gaan doen.